Power, let it be praised, make me joy, glory in the Holy Ghost. It was all freedom and peace and free. Let every mountain rise to see. Let it be joy, glory in the Holy Ghost. Let it be joy. Let it be joy, let it be peace. Let it be power, let it be grace. Let it be joy, joy in the Holy Ghost. People for freedom, let me set free. Let every mountain rise to the sea. Let it be joy, joy in the Holy Ghost. We will be carried the righteousness of God on which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart will understand. Let it be joy, let it be peace, let it be power, let it be grace, let it be joy, joy in the Holy Ghost. Because for freedom we were set free, let it be mountain cast to the sea, let it be joy, joy in the Holy Ghost. Let it be joy, joy in the Holy Ghost. Build your house on the rock, build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. It's the power of the soul that can stand against God's will. Build your house on the rock, and it shall stand. Build your house on the rock. Build your house on the rock. Build your house on the rock, and it shall stand. It's the power of the soul that can stand against God's will. Build your house on the rock, and it shall stand. It's the power of the soul that can stand against God's will. Build your house on the rock, and it shall stand. The years may come and make it solid. I declare I just wait for solid ground. We hope from my Father, also like the wind. We hope from my Father, also like the wind. This way, coffee make it solid. I declare the well, I just wait for solid groove. If my Father also like the wind, if my Father also like the wind. Halleluja, kostbaar Heere, om die naam groot te maak. Loof sy heilige naam, loof sy heilige naam. Dankie Heere Jesus. Ons gaan sing, hè? Ek sal sing van levenloze en sy woorde nie verwel.
die vrede, Christus sterven, voor die vrede, op eeuwig vrede. Zijn aan mij verlossen, met zijn wil, verlos hij mij. Al die kruis, toen hij verzoenen, na mijn schuld, eenmaal jij vrede. En het vertrouwt niet, wordt het tijden, en het verloren, maar hij leeft. En het zijn goed, naar de liefde, die hij al mij schuldig zijn mercy van mij verlossen, niet zijn wil, verlos zijn mij. Aan die kruis, toen hij verzoenen, na mijn schuld, eenmaal mij vrede. In de prijzen, mij verlossen, zij bewust, dat is goed. Hij mag ons zelf bekennen, over die zonde, jou in bloed. O zijn van mij verlossen, met zijn bloed, verlos hij mij. Aan die kruis, toen hij verzoenen, na mijn schuld, eenmaal mij vrede. Halleluja. Here, om vanmorgen hierdie verklaring te maak, dat U ons vry gemaak het, Here, dat U ons losgekoop het, dat ons eenkant geplaas is, dat ons vanmorgen kan uitroep, ek is spesiaal in die oë van 'n lewende en 'n heilige God. Here, dankie dat ons dit mag sê, dankie dat ons dit kan bely vanmorgen. U groot werk het my gebring waar ek vandag is. Here, aan U kom toe, al die lof en die eer daarvoor. Vader, ons sê dit nie genoeg nie, ons bely dit nie genoeg nie, ons verklaar dit, Here, en as ons dit doen, doen ons dit te sag, o Here, want ons het 'n wêreld wat hiervan moet weet, Here, ons het 'n stikkende plek waarin ons woon, Here, en as ons heel was, Vader, dan sou ons land nie in so 'n verknorsing gewees het waar hy vandag is nie. Here, ek wil bid deur al hierdie dinge, terwyl ons erken dat U ons God en ons Vader, ons Verlosser en ons Saligmaker is, ons komende Koning, ons Here van alle Heres is, Here, dat U vir ons 'n God van naby sal wees. Ons bid vir U beskerming, o Here, vir dit wat daar beplan word, al hierdie onrus, Here, dat daar nie onrus in ons harte sal wees nie, maar dat ons sal jubel
Jubel omdat ons God leef. Jubel omdat U gesê het, U sal met ons wees tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En Here, dankie dat ons U, Here, in die midde van alles kan ken. Kan reeds sien dat U groot werk is daar. U's besig, Here, om skeiding te maak van duisternis en dit wat in die lig is, Here. Seën ons wat in die lig is. Seën ons vanmôre, hulle wat vanmôre verklaar dat sonder my God ons tot niks in staat is nie. Seën ons en raak ons aan. En so bid ons ook vanmôre vir oom Martinus. Mag die Here oor sy lewe die waak hou. Kan ons vanmôre ook sê, Here, doen slegs U wil met sy lewe. Here, aan U al die lof. Haal die Heer. Alles wat heilig is, alles wat al genoegsaam, alwetend en alwys is, Here, wat U toekom, wie U is, o Here, bid ons dit vanmôre in Jesus naam. Prys sy wonderlike naam. Sing van my verlosser. Kom ons neem ons. Ons het een van ons pastore in Silverton, wat ek gesels het oor wat geval het, en toe 'n brein, of net oorspronklik 'n kopbesering opgedoen het, wat toe nou veroorsaak het dat hy 'n breinbesering agterna gehad het. En soos mense so half kan uitwerk, sê hulle dat die senuwee wat die bloed beheer brein toe was afgesny gewees. En dit het die brein oorspoel, die gedeelte van die brein oorspoel. En op die einde van die dag het hy 'n operasie gehad en die dokter het net gesê wat ons kon doen het ons gedoen, die outcome dan kan ons dan nie bevestig nie. So eergister het hulle toe nou gesê dat hulle verklaar hom eintlik breindood. En gisteroggend eergister ook nog, het hulle toe nou terugvoering gegee dat hy toe nou oorlede is. Dit terwyl sy vrou al vir 'n maand lank in die hospitaal lê. Hoe dit nou so met daai familie gebeur. Ons weet dat die Here is die een wat elkeen van ons in sy hande hou. Ons ken nie die dag van môre. Daarom moet ek vandag sê, Here, doen slegs U wil met my vandag. Vandag, Here, is kosbaar vir my. Vandag, Here, is die dag wat ek my hart en lewe voor U gaan oopmaak. Vandag, Here, wil ek U loof en prys vir wie U is. Halleluja. Ek wil vanmôre gesels met U uit die boek van Johannes, die 13de hoofstuk, 'n baie bekende gedeelte. Hier so 'n paar verse daar lees. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in hierdie wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Hoorie, tot die einde toe. Dit maak nie saak wat met jou lewe gebeur nie. God het ons lief. Tot die einde toe. En gedurende hierdie maaltyd, die duiwel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. En Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en weer na God heen gaan.
van die maaltyd opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels beginne was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete ook was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, en hier is nou ons tema, as ek jou was nie, as ek jou nie was nie, as ek jou nie was nie, sê die Here Jesus, en hy sê dit vir ons pertinent, het jy geen deel aan my nie. Wat 'n stelling om te maak. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas het niks anders nodig as om net die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy bokkleed geneem het, gaan hy weer aan die tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here is, Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle wat dit doen. En hier lê die probleem. Baie ouens voel so ingedoen, as jy nou vir hom sê, uit met die skoene. Maar hier is seker een van die mooiste profetiese woorde, wat Jesus eintlik tot sy disippels gespreek het. Hy het dit vir hulle gewys, die profetiese woord gewys, maar die Here Jesus wil hê dat ons moet verstaan, dat wanneer hy ons was, dan wil hy ons geestelike voete was. Kyk, dit was nodig in daardie tyd, om voete te was, want hulle het mos half lêende geëet. Ek meen, as jy die wêreldse veiligheid op jou voete gehad het, dan was dit dan alle narigheid om so jou kos te geniet. Maar op die einde van die dag kom dit daarop neer dat die Here wil hê, u en ek moet 'n skoon lewe hê. En dit gaan nie oor voete nie, dit gaan oor 'n geestelike ingesteldheid. 'n skoon gees in jou binneste. Ons het nodig om te erken, dit maak nie saak wat jy doen in jou lewe nie, net 'n paar draaie is goed genoeg om op die einde van die dag deur hierdie ou wêreld te loop, om aangetast te word deur die vuilheid van hierdie lewe. Hoor nou vir my, jou geestelikheid in jou lewe, jou hart wat so sensitief is vir hierdie wêreld, wat so maklik aangetast kan word, 2 draaie en jy weet waaroor die dinge in hierdie wêreld gaan. Kyk bietjie mooi na jou werksplek, kyk bietjie mooi na jou vriendekring, kyk bietjie mooi waaroor gesels almal by die braai areas. Almal het nie 'n netjiese taal wat hulle gebruik nie, want dit gee hulle die voorreg om by die braai te kan praat soos wat hulle wil. En al hierdie dinge is dinge wat jou lewe besoedel, wat op jou hart gaan lê, en die hele tyd moet jy die skuld dra om hierdie vuurige pile weg te kry van jou lewe af. Daarom moet ons elke dag sê, Here, terwyl ek in u teenwoordigheid is, was my.
was my. Terwyl ek in hierdie wêreld is, was my Here. Want die aanslag kom op 'n maniere wat vir elkeen nie erkenbaar is nie. Maar U weet, Here, en daarom kan ons vir die Here sê, was my. Al is dit net vir ingeval. Was my Here, want niks moet my verhinder om aan U tafel te kom sit nie. Niks moet verhinder dat ek met 'n gemeenskap met my broers en my susters in Christus het nie. Ek meen, as ons besoedel is, dan moet jy vir jouself vra, hoe lekker en hoe maklik is dit om sommer met 'n wêreldsling oor die weg te probeer kom. Want jy voel, was so 10 jaar, ek lag altyd vir hom, en as hy dit gesê het, dan sê hy, yes, so 'n paar minute, en seker ouens in geselskap, dan wil jy net onder die stort gaan staan. Ja, Nee. En dit is so, ons moet vir die Here sê, Here, vuil en besoedel mag nie aan hierdie geestelike liggaam raak nie. En terwyl ek deur die Gees lewe, moet dit ook nie my lewe affekteer nie. Jy sien die oomblik, toe Petrus sien die Here staan skielik hier voor hom, toe was dit vir hom amper asof dit iets is wat hom te nagekom is. Here, my voete, gaan U my voete ook was? Ek meen, ken vir Petrus, ons weet hy is vurig van aard, ons weet hy die Here, en die Here het vir hom gesê, Petrus, wie sê die mense, sê julle is ek? So al die wonderlike vrae het die Here vir hom gevra, maar tog kom die Here en hy sê, Petrus, ek moet jou voete was. As ons mooi kyk na die geleesde gedeelte, dan is dit so asof daar die verbasing nie eintlik so groot was oor die Here Jesus met sy voete was nie. Maar hy het vergeet. Jesus het gesê, ek het nie gekom om bedien te word nie, maar om te dien. Hy het vergeet dat die een wat voor hom staan, eintlik wil ek sê, hy het eintlik homself herinner. Maar die een wat nou voor my neerbuig, is eintlik my Messias. Dis waar sy probleem is. Hy is my verlosser, hy is my saligmaker, hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Heres. Dis wie voor hom neer, hy het 'n probleem daarmee gehad. Maar toe die Here vir hom sê, jy verstaan dit nie nou nie, maar later sal jy wel. En toe Petrus op die einde van die dag sê, hoor dat die Here sê, as ek jy nie jou nou was nie. As ek jou nie nou was nie, het jy geen deel aan my nie. Hoor julle die verskriklikste woorde. Ek wil nie sê dit 'n aanklag of 'n finale oordeel noem nie. Ek wil sê dis die verskriklikste woorde wat iemand vir jou kan sê. As jy nie dit doen nie, het jy nie meer deel aan my nie. En nou my liewe broer en suster, as ek hoor al vir Petrus sê, wat? Geen deel meer aan my Jesus nie? Geen deel meer aan sy aanbidding nie? Julle moet nou begin uitwerk. Waaraan het ons nie meer deel nie? Nie deel meer in sy gemeenskap nie, en die gemeenskap met mekaar nie. Ek het dan geen interaksie met my Jesus nie. Kyk hoe ons sommer net afgesny as dit die geval is, en ons laat nie toe dat die Here ons van tyd tot tyd net so 'n bietjie water oor ons hart uitstort nie. Ja, maar julle moet onthou, ek gaan nog kerk. Ek wil vir jou vra, wat is die waarde van kerk as Jesus nie meer deel is? Dink net aan hierdie gedagte, jy gaan kerk doen, en dis al wat jy doen. Jy gaan net kerk doen. Jy staan nie meer in die teenwoordigheid van 'n lewende en 'n heilige God nie. Daarom het ons nodig om te weet wat dit bedoel met die bloed van Jesus op die kruis.
Die bloed van Jesus en dit wat Here Jesus gedoen het om die voete te was, is twee verskillende gedagtes. Die bloed van Jesus het vir elkeen van ons 'n voorsprong gegee, want in hierdie voorsprong het ons geweet ons is verlos van alle skuld, ons is verlos van sonde. Maar wanneer dit kom by die geestelike aspekte, dan sê die Here, dit is hier, want ek het vir my Vader gesê, Vader, stuur vir hulle die trooster, die Heilige Gees, dat hy met hulle kan wees en met hulle kan bly. Maar nou kom die Here Jesus en hy sê, ek wil jou voete was. Hoekom sal hy dit wil sê? Vir my is dit net een ding, is dat ons het beginne versus raak in die werkinge van die Heilige Gees. En al wat die Here sê, kom na my te almal wat bemoeid en belas is, ek wil vanmôre jou voete was. En as jy my nie gaan toelaat nie, dan laat jy nie die Gees toe nie. As jy nie die Gees toelaat nie, is daar geen werkinge nie. Dan is jy totaal onbruikbaar vir die Here. Om nie Jesus toe te laat, om jou skoon te was en jou te reinig nie, sal jy vir die res van jou lewe nie die vernuwing wat Jesus wil hê, wat in ons lewe moet wees, ervaar nie. Wat se vernuwing? Die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. Die Here Jesus kom met hierdie pragt van 'n boodskap en hy sê, kom dat ek net jou voete was, dit moet gesuiwer wees. Jy moet jou pad sien, 'n ewige pad, 'n heilige pad. Hoeveel van ons kinders van die Here Jesus, loop gefrustreerd en ongelukkig rond. Dit terwyl hulle erken dat die bloed van Jesus het my skoon gewas en my gereinig en my verlos. Maar die uiteinde is, daar's nog steeds hierdie uitnodiging, klim van jou rocking chair af, kom buig voor die Here, kom en hef op jou hande, kom en loof die naam van die Here. Dawid het nie verniet gesê, dat hy sê, daar's 'n drommespel, daar's 'n klinkende metaal, daar's beule, daar's wat ook al, gebruik dit, sodat die naam van die Here groot gemaak kan word. En as ons nie kan hoor hoe die waterstrome oor ons lewe vloei nie, gaan ons hierdie dinge nie verstaan nie. Dan gaan ons net bly by dit wat God gedoen het en ek niks hoef te doen nie. Net soos ek nie vanoggend probleem het of jou agtergrond in belang stel nie, wil ek vir jou sê, die teenoorgestelde is dat Jesus stel belang in wie jy is. Want Jesus wil gemeenskap met elkeen van ons hê. Jesus wil weet dat jy vir hom moet sê, Vader, ek het u nodig. Ons het nie nodig om dit vir hom te sê nie, hy weet alles. Hy ken alles van ons. Maar die gedagte, geen was, dit sê vir my geen vreugde. Geen was beteken daar's nie vrede in my lewe nie. Geen was beteken ek kan nie die krag van God uitleef in my lewe nie. Want dit is wat die Heilige Gees kom doen het. Hy het dit vir ons maklik gemaak, sodat ek in vrymoedigheid voor die Here kan neerbuig. Hebreërs 9:14 sê vir my, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke. Om wat mee te maak? Om die lewende God te dien. Ons geestelike voete moet elke dag gewas word. En as dit mense so uitwerk, kan mense verstaan, hoekom moet ek gewas word? Kan ek net sê, is om in die God se ryke seën in te beweeg. God se rykste seëninge is met my, oralste saam met my, en dan kan ek verseker weet, die Here gaan my gebruik.
Die Here gaan my gebruik, want I'm blessed. Alhoewel Paulus daar in Efesiërs vir ons sê, ons is al reeds die geseëndes van die Here in Christus in die hemele. Dis God se werk, hy het my geseën, maar vir jou om bewus te raak van hierdie seëning moet ons God toelaat dat hy ook ons voete was. Ek onthou met die oorgang van 1994 af, het die manne so vinnig mekaar se voete beginne was. Dis eintlik uit so 'n skuldbelydenis wat hulle gemaak het. Kom politikus, kom staan hier by my, ek was vir jou voetjies en jy was daai se voete. Het dit enige verandering gedoen? Nee. Want God was nie daarbey betrokke nie. Ons verstaan die woord van die Here nie reg nie. Daarom moet ons weet dat ons het 'n God, 'n liefdevolle God, wat ook vanmôre voor ons neerbuig. Wat ook vanmôre voor ons neerbuig. Hy sê ek wil jou was. Ons kan nie sy liefde van sy geregtigheid en sy regverdigheid skei nie. God is 'n God van orde. Daarom sê hy wil vir ons help. Hy wil vir ons help. Al het hy 2000 jaar gelede sy bloed vir ons gestort, wil hy vir ons help. Hy wil ons help om altyd getrou te wees. Hy wil ons help om altyd verantwoordelik te wees. Want dit is die was van water wat ons dan verder rein hou. Ons moet dit verstaan. Ek moet jou voete was, sê die Here Jesus. Dis nie my keuse nie. Die een wat wel geprotesteer het, het die Here uitgesorteer en vir hom die mooiste antwoord gegee. En daarom sê hy op die einde van die dag, Here, dan nie meer my hande, dan nie meer my voete of my kop nie, was sommer alles. Maar die Here sê, die alles is reeds deur my bloed gewas. Maar ek wil net jou voete was. Hoekom? Want dit is hierdie voete wat vir die Here Jesus moet loop. Dis hierdie geestelike ingesteldheid waarmee ons met mense werk. Dis is hierdie ingesteldheid wat vir mense sê, het jy nie skaam in jou nie? Waarom lê jy by die huis? Behoort jy nie aan 'n kerk nie? En ons wat so elke dag mense begrawe, vir my is dit 'n hartseer saak, wanneer dit kom by 'n begrafnis, wanneer hulle vir jou kom vra, my pa of my sis en so, het nie aan 'n kerk behoort nie. Dan verwag hulle die pastoor of die prediker met die mooiste woorde oor daardie persoon sê. Paulus sê in Galasiërs 6:7, moenie dwaal. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Daarom was Petrus baie verbaas oor wat hier gebeur. Maar toe hy eers besef, sê hy, Here was. Ons moet net tot die besef kom, wat die Here Jesus vir ons probeer doen. My liewe broer en suster, Jesus se verlossing aan die kruis het een hoofdoel vir ons, met ons bereik, is om ons vry te maak. Om ons vry te maak. Vry te maak van wat en waar ons in die lewe was. Dis hoekom ons nie meer nodig het om weer van voor af die bloed van Jesus te eis nie. Dit is klaar vir ons gegee. Paulus sê op 'n stadium vir hulle, as ons al hierdie dinge weer wil doen, dan kruisig ons die Here Jesus weer van voor af. Ons moet net weet, die pad vir ons is oopgemaak. Daarom moet ons toelaat dat die Vader vir ons help. Is my sondes vergewe? Ja. Is my skuld vrygespreek? Ja. Maar ek loop nog op hierdie vuil aarde. Ek loop nog hier en ek kan nog optel wat ek nie moet optel nie, en dit gaan aan my kom kleef. Maar die woord van die Here sê, so ver as wat hierdie dinge bestaan,
en ek dit aanvaar en ek dit in my gedagtes en my hart geberg het, doen ek nog steeds die verkeerde. Ek laat nog steeds toe dat die ongehoorsaamheid my deel word. Want vir 'n oomblik is hierdie vir my reg. Vir 'n oomblik was die appel vir Eva reg. Maar ons vergeet die wet van die Here. Die wet van die Here sê, jy sal nie, jy mag nie. En as ons onsself weer gaan vergewis met die dinge, dan is dit juist dit wat gebeur, wat ons juist ons hande na uitsteek, nadat ons kinders van 'n lewende, heilige God geword het. Dis vir daai, jy mag nie, en jy sal nie, wat die Here jou voete wil kom was. Here, ek het my oopgemaak teenoor iets wat gelykstaande is aan ongehoorsaamheid. Ek is jammer, Here. Kom was my. Ek is jammer, Here. Kom was my. Ek het myself toegelaat dat wêreldse besoedeling oor my kom. 1 Petrus 2:24 sê vir my, hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 1 Petrus 3:18, want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is na die gees. Jy sien, as ons dit verstaan, my liewe broer en suster, dan kom jy uiteindelik 'n vraag na ons toe. Ervaar ek God se vreugde? Ervaar ek die vrede wat hy vir my beplan het? Het ek 'n versekering wat ek het dat dit met my sal goed gaan, liggaam, siel en gees? Al het ek dit, kan ek nog nie sonder die wasbak van Jesus Christus kom. Het ek dit in my lewe? As die Here so graag ons voete wil was, dan sê dit vir my net een ding. Iewerste in jou lewe, 'n tyd van wegsteek, 'n tyd in die hangkas inprop, 'n tyd onder in die mat invee, is daar nog 'n verre plek. Hierdie woord, die gister geskrywe. God weet watter vuil plekke is daar nog in ons lewe. Maar hoor die ander stelling. 1 Johannes 1:7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Maar die kruk hiervan, as ons in die lig wandel. Wie se lig? God se lig. Ons moenie sê ek is reeds gewas deur die bloed van Jesus Christus en ek gaan nie nou om verskoning vra vir my dade nie. Nee. Jesus sê, kom. Die dinge wat jy jouself so in gemaklikheid ingebring het, wil hê julle moet in die lig wandel. Ek wil hê julle moet kom sodat ek julle voete kan was, julle geestelike voete kan was. Ervaar soos jy jou oë toemaak en die Here Jesus daai bak water so oor jou hart uitstort. Hoe kosbaar. Vir die wis en vir die onwis, Here, doen dit vir my. Maar vra vanmôre vir die Here.
Here, wandel ek in u lig. Vra vir die Here vanmôre. Here, is u tevrede met my in u kosbare lig? Het ek 'n belydenis wat ek voorhou, dat u my God en my Vader is? Het ek hierdie belydenis wat op die einde van die dag deel is van my heiligmaking? Die Here sê, as jy wil ek met jou voete was, trek uit jou skoene. Wat sê die Here? As jy wil ek met jou voete was, maak jou hart oop vir my. Maak jou hart oop vir my. En terwyl ons hierdie lied gaan sing, begin hierdie lied met die gedagte, kom buig neer. Want die Here sê, ek het die eerste stap gedoen, ek het julle die voorbeeld gewys, vir my is dit nie 'n probleem nie, ek sal voor jou kom neerbuig. Maar om vanmôre te kan sê, Here, ek het U elke dag in my lewe nodig, is dit nodig om te kan sê, Here, ek kom en buig neer voor U. Ek kom, Here, doen die res, Vader, doen die res. Amen. Kom buig neer voor die Heer, bring jou laste en jou seer, geef op jou hande en gee om eer. Want hy is die koning, hy regeer. U is heilig, U is heilig, Jesus, ons bring U eer. U is heilig, U is heilig, en ons buig neer voor die Heer. Kom buig neer voor die Heer, bring jou laste en jou seer, geef op jou hande en gee om eer. Die koning, hy regeer. Ja, U is heilig, U is heilig, koning Jesus, ons bring U eer. U is heilig, U is heilig, en ons buig neer voor die Heer. U is heilig, U is heilig, koning Jesus, ons bring U eer. U is heilig, U is heilig, en ons buig neer voor die Heer. Buig neer, buig neer, buig neer voor die Heer. Buig neer, buig neer, buig neer voor die Heer. O, U is heilig, U
Koning Jesus, ons bring U eer. O, U is heilig, U is heilig, en ons buig neer voor U. U is heilig, U is heilig, Koning Jesus, ons bring U eer. U is heilig, U is heilig, en ons buig neer voor U. Oh, Ravandarabasi. Kienero bon turubusi. Kiara shabon turubusi. Handarabasi. Al wat die woord ons vanmorgen vra. Kom na my toe. Moenie skaam wees. Ek is die eindelike ene, sê die Here, wat eintlik deur hierdie vernedering moes gaan, om voor julle neer te buig. Maar as ons hom verstaan, dat hy ons so lief gehad het, en hy wil hê dat een van ons verlore moet gaan, is dit hoekom hy wil seker maak, dat ons sal verstaan, ek was jou voete, my kind, want jy het 'n kosbare pad, waarop jy moet loop. Here, dankie. Dankie dan dat ons vanmôre kon laag voor U neerbuig. Dankie dat ons U toegelaat het, om by ons stil te staan, Here. Droog ons dan net af, Here, met U heerlikheid, met U vrede, en die kosbaarheid van U geregtigheid, Here. Wil ek vanmôre bid in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.